Advokaat Hendrik van Staten. Luisteraars, ons gesels verder met advokaat Hendrik van Staten vanmôre oor lig op die reg. Oor eintlik 'n baie belangrike saak. En dit is, ken jou regte as die polisie jou stop? Goeiemôre Hendrik en dankie dat jy met ons oor so 'n belangrike saak praat. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan ons luisteraars. Ja nee, dit kan nogals 'n nagmerrie wees as 'n mens ry en dan ewe skielik is hier sulke flitsende blou ligte hier agter jou wat in die rondte draai. Want die eerste ding wat dit doen is gee baie mense is so 'n seer knoop op die maag. Maar die vraag is, Wat het ek nou verkeerd gedoen? En wat gaan volgende gebeur? Ja, jy weet in ons hoor van verskillende aksies wat uitgevoer word en gevolge wat as mense stilhou of nie stilhou vir die lig in jy weet, party van dit is bitter gevaarlik en baie sleg vir party mense gewees. Goed, maar kom ons begin by die begin. Die polisie, praat jy net van die SAPS of praat jy van enige polisie? Dit is nou verkeerspolisie want die ligte verskil. En dan selfs hierdie politici wat ander ligte het, wat ook blou is, wat baie keer flits op ander maniere wat ons nie eens gewoond is aan nie. Wel, die eerste ding is wat 'n mens moet weet, is dat daar is net veronderstel om 3 owerhede te wees wat blou ligte het. Die eerste een is die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Die tweede een is die militêre polisie. En dan die derde een is verskeie verkeerspolisies. Dit kan nou of die nasionale of die provinsiale verkeerspolisie wees, of dit kan die plaaslike metropolisie wees, wat jy mag aftrek. Nou, die polisie het die reg om jou af te trek op enige plek in Suid-Afrika. En gewoonlik die militêre polisie is iemand wat jy nie mag aftrek nie, omdat hulle jurisdiksie het oor militêre uitrusting, militêre voertuie en militêre personeel. En hulle is maar gewoonlik besig om mense te begelei of om hulle eie ondersoekwerk te doen in hulle sekere veld. Maar net so wat het mense die metropolisie, en die metropolisie het dan nou ook net die reg om jou binne hulle jurisdiksie area af te trek. 'n Goeie voorbeeld daarvan is wat ons al mee te doen gehad het, is dat iemand van die Ekurhuleni metropolisie 'n persoon hierso in die Tshwane area in Pretoria probeer aftrek, want dit is heel onwettig omdat dit nie in die persoon se jurisdiksie area is. So, dit is iets waar die eerste ding waarop 'n mens moet let, wie trek jou af en waar trek hulle jou af? Want gewoonlik as 'n lid van 'n metropolisie of jou buite hulle jurisdiksie area aftrek, is daar klaar aanduiding dat dit is baie suspisieus en moontlik onwettig wat gebeur. Maar ons gaan nou kyk na wat is jou regte en wat moet gebeur. Nou, onthou as 'n polisiebeampte of 'n verkeersbeampte met 'n uniform aan, het die reg om enige voertuig enige tyd af te trek. Dit beteken, as daar so Piet Pompies is wat in 'n sweetpak is dit nie 'n verkeerspolisiebeampte in 'n uniform nie, want 'n sweetpak is nie sy amptelike drag wat hy aan het as hy op diens is nie. Maar nou word jy afgetrek, en ja, die polisie het 'n reg om jou af te trek, en die verkeerspolisie. Hulle dan ook die reg om vir jou aan te dui om te stop, en al die reg om te vra vir jou identifikasie. Soos met 'n voertuig, wys hulle jou 'n bestuurslisensie, en jy is veronderstel en verplig om jou adres, maar ook jou naam en van vir hulle te. Maar hierso kom die maar in. Net soos wat jy 'n verpligting het om vir die polisie jou inligting te gee, het jy eerstens die reg om te weet waarom jy gestop word. Soos by padpatrollie kan hulle vir jou sê, ons is hierso om te doen 'n roetine deursoeking,
of is 'n misdaadvoorkomings aangeleentheid, of ons is net besig om te kyk na die padvaardigheid van voertuie. Maar hier is die baie belangrike ding. Jy as 'n burger het ook regte en jy mag vir identifikasie vra, want 'n polisielid of selfs die verkeerspolisie moet hul naam en hulle polisienommer wys. Nou gewoonlik op hulle baadjies het hulle embleem soos die Afrikaanse Polisiediens waar die persoon se van onder is wat hulle identifiseer. En hulle is verplig om dit by hulle te hê en vir jou aan te dui wie hulle is. Hulle is veronderstel om vir jou te sê van watter eenheid hulle is en wie hulle is. Want jy moet weet jy is besig om met die polisie te doen te hê. Ongelukkig kry mense deesdae so baie vals persone wat hulle deurgee as polisie dat 'n mens nie altyd weet wat gaan vir wat. Maar daar's dan so 'n goeie ou ligpuntjie in hierdie tonnel. En dis eerstens dat jy as Jan publiek het die reg om 'n polisiebeampte maar ook 'n verkeersbeampte op te neem op 'n selfoon. Nou dit het al baie keer daartoe gelei dat korrupte persone so uitgevang word, geïdentifiseer word en dan ontslaan word en selfs tot tronkstraf gevonnis word. So dit is altyd goed om dit te weet en om seker te maak dat jy maar daai kameraatjie wat nou deesdae omtrent in elke foon is, maar kan laat rol, maar ook jou klankopname sodat daar duidelikheid kan wees wat is gesê deur wie. Want die doel van die Suid-Afrikaanse Polisiediens is om die publiek te beskerm en die publiek te dien. So hulle kan nie wegskram daarvan dat hulle veronderstel is om jou ordentlik te hanteer en met waardigheid te hanteer nie. En dieselfde met verkeerspolisie. Verkeerspolisie moet 'n mens onthou, is eintlik daai ouens wat net daar is om die padverkeerswette af te dwing, maar ook munisipale regulasies. Anders as die Suid-Afrikaanse Polisiediens wat nou byvoorbeeld 'n padblokkade hou op soek na dwelms of om ondersoek in te stel, is dit nie noodwendig die doelwit van 'n verkeersbeampte nie. Maar ook iets wat baie skrikwekkend was, ongelukkig in Gauteng, was hierdie sogenaamde Amapanyanas, wat ook nou uiteindelik tot 'n val gebring is, waar meneer Panyana Lesofie lot sogenaamde verkeersbeampte, wardens soos hulle genoem is, aangestel het om werk te skep, maar waar hulle substandaard opgelei was en nie voldoen het aan die wetlike vereistes om dan as 'n vredesbeampte te gekwalifiseer het nie. En dit is ook baie goed uitgebring deur generaal Mkonazi in sy ondervraging voor die parlement. Maar ja, kom ons kyk wat se regte die verkeersbeamptes nog. 'n Verkeersbeampte het die reg om jou bestuurslisensie te sien. Jy kan nie dit wegsteek nie, jy moet dit vir hom wys. Maar hy het ook nie die reg om dit net te vat en nie vir jou terug te gee nie, want mense het al sulke gevalle gekry. So dit sal wel goed wees om die wet verplig jou om dit vir hulle te gee. Want jy is veronderstel om dit in alle tye by jou te hê as jy 'n voertuig bestuur, en as jy dan volgens die wet handel, dan behoort dit nie 'n probleem te wees. Ja, dit is baie maklik, ons almal vergeet so een of ander tyd ons lisensie by die huis, en dan vat ons maar 'n kans, want die kans dat ons moet nou deur die polisie voorgekeer gaan word, is nou maar eintlik baie min. So, ek sal enige persoon aanraai om maar liewers te kyk om een van daai lisensiehouertjies te kry wat jy aan jou voertuig se sleutels kan vasmaak, sodat jy weet elke keer as jy jou motor se sleutels vat, het jy jou lisensieskyf al reeds daar vas aan dit, en dat dit nie 'n nagmerrie is om rond te val, soos wat selfs in my al gebeur het, dat as jy nou vinnig wil ry, weet jy nie waar jou lisensie is nie, want iewers het hy tussen jou beursie of iewers in weggeraak. En ek seker, Willem, jy en ons luisteraars het ook al sulke uitdagings beleef. Verseker. Net op hierdie punt, so daar's 'n bietjie van onderskeid tussen die polisie en die verkeerspolisie. Die polisie kan jou voorkeer, hulle kan identifikasie vra,
Maar dit hoef nie noodwendig 'n lisensie te wees nie. Maar die verkeerspolisie wil basies jou lisensie sien, want hulle is op verkeersaangeleenthede eintlik toegespits. En net dit, nie ander aspekte van die wet toepassing nie. Dis 100% korrek. En onthou, en dis wat baie mense die fout maak. Hulle stel die metropolisie gelyk aan die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die werk van die metropolisie is heel anders as die Suid-Afrikaanse polisiediens. Want hulle het nie daai verantwoordelikheid soos die Suid-Afrikaanse polisiediens om die publiek te beskerm nie. Hulle het 'n verantwoordelikheid om wetgewing af te dwing, maar ook om munisipale regulasies toe te pas. Soos byvoorbeeld, as jy nou te veel honde op jou erf het, dan is dit nie die Suid-Afrikaanse polisiedienste werk om dit te gaan afdoen nie, maar die metropolisie, omdat dit binne hulle milieu val. Nou, nog 'n belangrike ding is, en waarvoor baie mense bang is, dat hulle langs die pad gearresteer word net sommer so. Die goeie ding is, jy kan nie net gearresteer word langs die pad as daar nie 'n lasbrief uitgereik is vir jou nie. Want in Suid-Afrika is daar wat ons noem die altrum partem reël, en jy moet ingelig wees dat daar word na jou gesoek. So jy kan nie net sommer langs die pad gearresteer word as daar nie 'n lasbrief uitgereik is vir jou arrestasie nie. Tweedens, as die Suid-Afrikaanse polisiediens jou aftrek, het hulle baie keer by padblokkades, het hulle dan van die kommissaris af 'n bevel om dit te doen, en dan mag dit wees dat die Suid-Afrikaanse polisiediens jou deursoek, want dit kan wees dat hulle op 'n spesifieke misdaadvoorkomingsoperasie is, maar dan is daar ook 'n paar reëls wat daar geld. Die eerste een is, 'n manlike polisiebeampte of verkeersbeampte mag nie 'n vrou deursoek nie, en dieselfde ook geld vir 'n vrou mag nie deur 'n manlike verkeersbeampte of polisiebeampte ondersoek word nie, of deursoek word nie. Tweedens, deursoeking mag ook nie sonder motivering plaasvind nie, en daar moet 'n motivering wees, want onthou, daar moet 'n sterk vermoede wees dat jy by 'n misdaad betrokke was, of daar moet reeds 'n lasbrief uitgereik wees deur 'n landdros, voor 'n beampte jou 'n voertuig basies kan deursoek en selfs daarop beslag lê. Behalwe nou waar dit amptelike pakblokkades is waar deursoekings plaasvind, en daar dan nou reeds lasbriewe bekom is vir jou arrestasie. Maar hier is ook die ander ding. Hulle kan jou nie ook net goedsmoeds wil arresteer nie. Wanneer jy deur 'n beampte gearresteer word, moet hy of sy jou onmiddellik van jou regte inlig, en moet jy direk na die polisiestasie geneem word. Jy het ook die reg om 'n afskrif van 'n lasbrief of 'n arrestasie te sien. Nou, dit is nooit aan te beveel dat 'n mens enigstens 'n arrestasie teenstaan nie. Maar as hulle jou voertuig wel wil deursoek, moet hulle jou die redes gee. Soos ek gesê dat 'n amptelike padblokkade is en daar redelike vermoedes van onwettige items. Maar ook belangrik, jy hoef nie omkoopgeld te betaal nie, selfs al is jy bang. Ons onthou daar was 'n paar jaar gelede 'n geval gewees van 'n bekende rugbyspeler hier in Pretoria, Bees Roux, waar daar 2 korrupte metropolisiebeamptes hom voorgelê het en saam met hom bank toe gery het en geld uit sy rekening uitgetrek het en hy het een van hulle doodgeslaan. So jy het nie, hulle kan jou nie dwing om te betaal nie. Maar net so het jy ook 'n verantwoordelikheid eerstens om kalm te wees. Dit help nie jy vloek en skel die persone nie. En dis hoekom dit belangrik is dat as jy jou selfoon gebruik om op te neem, moet jy onthou dat jou aksies is ook wat op daai selfoon beeldmateriaal en stemgrepe vasgelê word, nie net die van die beampte nie. En as jy nou die beampte gaan staan en vloek en skel en sleg sê, en hy het jou ordentlik behandel, gaan dit eintlik negatief op jou reflekteer. Tweedens, as jy voel jy word onregverdig behandel, maak altyd aantekeninge. Dit is baie belangrik, soos altyd in die weermag geleer het. Wie was betrokke gewees? Wat se eenheid was hulle? Wat was die voertuig van die polisie of die verkeerspolisie se registrasienommer?
Wanneer dit gebeur, skryf die tyd neer, want 'n mens kan gaan kyk, want gewoonlik het daai voertuie ook opsporingsstelsels in, en hulle kan gaan kyk wanneer was 'n voertuig op 'n sekere plek gewees. Waar het dit plaasgevind? Wat is die straatnaam? Wat is die snelweg? Ongeveer waar is dit? En 'n mens kan die bordjies langs die pad gebruik as 'n verwysing. Hoe het hulle jou afgetrek? Hoe het hulle jou behandel? En wat het daarna gebeur? So, baie keer is dit belangrik om te weet wat se eenheid van die polisie het jou afgetrek en van wat se stasie alternatiefelik was dit gewees. Belangrik ook, as jy ooit gearresteer word, het jy die reg om te swyg. Jy hoef nie vrae te beantwoord sonder dat 'n prokureur teenwoordig is nie. Jy het die reg om te weet waarvoor jy gearresteer word. En jy mag nie mishandel of verneder word nie. En jy moet binne 48 uur voor 'n hof verskyn indien jy gearresteer word, met uitsondering nou as dit 'n openbare vakansiedae of naweke is. Indien jy onregmatig gearresteer word, kan jy 'n klag of regstraf teen die betrokke beamptes lê, en ongelukkig is dit iets wat al hoe meer deesdae gebeur, dat daar onregmatige arrestasies is wat plaasvind. Maar dis hoekom jy ten alle tye maar moet probeer om jou te beskerm, soos met opnames van 'n selfoon. Maar nou is jy 'n vrou en jy ry in die aand rond en ewe skielik flits daar blou ligte agter jou. Wat doen jy nou? Of self 'n man, want baie keer kry jy van hierdie verkeersbeamptes of polisielede wat vir persone wag om net klaar by die kroeg te drink en dan hulle net 'n agtervolg, blou ligte aan te skakel, moontlik met die doel om 'n boete te kry, maar hopelik eintlik om omkoopgeld te kry, maar hopelik met die regte redes om die persoon veilig by hulle bestemmings te laat aankom. Die eerste ding wat jy moet doen, indien jy afgetrek word maar onveilig spoel soos op 'n onveilige area, soos in Johannesburg of Pretoria se middestad, skakel eers jou noodligte aan. Tweedens, ry stadiger, dat hulle nie die idee kry dat jy probeer wegjaag van hulle af nie. Wys met jou hand dat jy met die beampte wil gesels en dat jy jou samewerking wil gee, en indien die beampte dan tot langs jou ry, kommunikeer dat jy nie veilig voel nie, en dat jy na die naaste polisiestasie of volstasie sal wil ry. Nou dis ook baie belangrik, want gelukkig het volstasies almal kringtelevisie beeldmateriaal. So dit kan dan dit kan jy dan soort van beskerm dat daar bewyse is sou iets verkeerd gaan. Ook moet nooit aggressief teen die polisie of verkeerspolisie optree nie, maar wees ten alle tye hoflik. En ja, dit is maar wat 'n mens moet doen, en 'n mens moet maar altyd seker maak dat hulle nie ook redes het om jou af te trek nie. Ek sê maar altyd vir mense, vir alles mens lankpad aandurf, stap maar om jou voertuig, maak seker al jou liggies werk, gaan kyk tog of jou bande wel die korrekte loopvlak nog het, en maak seker as jy lankpad ry dat daar nie so groot kraak oor jou vooruit is, dat enige polisielid of verkeersbeampte wat verby ry, somme ooglopend kan sien, maar daar is fout met jou voertuig nie. Hendrik, nee, dankie. Jy weet, dis goeie wenke. Ek dink op die ouend kom dit deur op na praktiese ding toe. Eerstens het vir ons verduidelik dat daar metropolisie is, en dis nie dieselfde as verkeerspolisie nie, of verstaan ek verkeerd, en dan is dan die gewone polisie. En hulle voertuie lyk anderster, en gewoonlik ook waarskynlik die ligte lyk anderster, nie waar nie? Dit is hoekom mens kry nasionale verkeerspolisie wat op die nasionale paaie werk, provinsiaal wat op die provinsiale paaie werk, en dan kry jy jou metropolisies of jou plaaslike munisipaliteit se verkeersbeamptes, en hulle is beperk tot die spesifieke jurisdiksie. Net so sal die provinsiale verkeersafdeling van die Wes-Kaap nie jurisdiksie het in die Noord-Kaap, en kan jy nie aftrek nie. Maar dit is belangrik dat 'n mens ook maar altyd probeer om hulle nie rede te gee om jou af te trek nie. En dit is maar altyd die groot probleem is mense in spoed.
So ek wil ons luisteraars aanbeveel om maar seker te maak, hou maar binne jou spoed en maak seker dat hulle nie kan 'n rede kry om jou af te trek nie. Maar so op die jas wys iemand my nou die dag 'n spoedkaartjie wat hulle gekry het en dit was 'n 1978 Toyota Corolla. En hy het teen 198 km/h gery. Maar volgens die vervaardiger kan die voertuig nie eers op vinnig ry nie. En wat ook al agtergekom het is dat sommige van die munisipaliteite se kameras word nie gekalibreer nie. En dan kry mens lagwekkende verkeerslesings. So, indien mense boete kry, 'n spoedboete, is dit altyd goed om te vra vir 'n kalibrasiesertifikaat. Want vaste kameras moet meer gereeld gekalibreer word as hierdie klein kameraatjies langs die pad. Maar selfs die klein kameraatjies langs die pad moet gekalibreer word gereeld en daar spesifieke maniere hoe hulle gekalibreer word. En daar is ook wetgewing rakende van waar dit geplaas kan word en waar nie. So ek sal op 'n latere stadium 'n program daarvan maak oor wat word toegelaat met spoedkameras en wat word nie toegelaat met spoedkameras. Net so 'n bietjie op 'n ander trant wil ek vra, want ek dink almal van ons het al die belewenis gehad dat jy weet terwyl jy natuurlik ry, kom daar 'n voertuig van gewoonlik agteraf met ligte, blou ligte. Maar dit is nie die gewone blou lig op die dak nie, of selfs die verkeerspolisie met die string blou lig op die lig. Dis hier by die ligte of hier op die paneelbord van die voertuig agter jou en hulle kom ry agter jou. Nou, dit is sekerlik nie om jou af te trek nie, maar wat is jou verpligting dan? En hoe weet jy dat die persoon wat nou jou eintlik dwing om 'n aksie te neem, waarskynlik net om pad te gee dat hy vinnig verby kan jaag of ry? Hoe weet jy, moet jy toegee, moet jy nie toegee nie? Is daar vereistes? Is daar iets wat 'n mens kan identifiseer as hierdie blou lig vergades? Nou Willem, dit is maar altyd die uitdaging en dis hoekom dit belangrik is dat as hulle jou aftrek, 'n mens vir hulle aanduiding gee dat waar dit baie onveilig voel, dat jy aanduiding gee dat jy na die naaste polisiestasie of na die naaste volstasie toe te kan ry, om eerstens jouself te beskerm, maar dan 'n tipe van 'n beskermingsmeganisme soos geslote baan televisie, kameras, wat dit opneem. Dus ook belangrik is dat jy ook jou eie selfoon kan gebruik om dit op te neem. En dis hoekom as polisiebeamptes jou aftrek, vra vir hulle, jy wil graag weet, wat is, hulle moet hulle identifiseer en hulle moet hulle aanstellingssertifikaat vir jou wys. Want hulle het 'n aanstellingssertifikaatjie, dit is soos 'n kaart waarop hulle dan nou geïdentifiseer word as 'n polisielid en dat hulle dan nou ook geverifieer kan word dat hulle wel 'n polisielid is. Ongelukkig is dit maar nou so dat daar is wel mense wat hierdie tipe goed vervals, kriminele, en dat hulle dan nou hulle eie voorbedagte rade het. En in so 'n geval is dit maar altyd beter om maar jouself te beveilig en seker te maak dat jy op 'n veilige plek kom waar jy met hulle kan interaksie hê. Ja, dankie Hendrik. Nee, dit is inderdaad 'n gekompliseerde saak. Want aan die een kant wil ons almal wetsgehoorsame burgers wees en as ons die reg of die wet oortree het, is ons waarskynlik in die meeste gevalle bereid om daarvoor verantwoording te doen of stil te hou, maar baie keer met 'n stuk beklemming om my hart dat dit die ware Jakob moet wees wat my aftrek, wat net so eenvoudig sy werk doen en nie iemand wat 'n kans vat om in uniform of in die voertuig van een of ander afdeling van die polisie of verkeerspolisie of die stadspolisie
hulle na te boots. En waarskynlik hulle naam deur die modder gaan sleep, jy weet, met hulle swak optrede. Ek het 'n vriend wat een aand in die stad die belewenis gehad het, jy weet, die ligte en natuurlik was aan want dit stad in die aand en het gereën, so al hierdie blou ligte wat weer kaats in die reendruppels was hom sinitergend, kwam en ook nog van die platteland en so is hy dan die voertuig geboener agter in die kattebak gestop, van plek tot plek rondgery deur waarskynlike metropolisie, mense met uniforms aan tot die vroegmôre toe, geld getrek by verskillende geldonttrekkingsplekke en dan genadiglik weer later losgelaat. So 'n mens moet sekerlik baie waaksaam wees, maar daar kom 'n punt wat jy eintlik maar uitgelewer is. Jy weet, weens 'n wetsgehoorsame burger en as dit iemand anders is wat jou wil indoen, gaan hy waarskynlik 'n manier ergens kry om dit te doen. So, laaste woord van jou of miskien 'n kontaknommer as iemand jou 'n dringende vraag wil vra. Nou, Willem, alles luisteraars kan my gerus 'n e-pos stuur. E-posadres is hpvans3 dan die @tekenetjie by gmail.com. En ja, in sekere gevalle sal ek dalk mense so 'n bietjie van raad kan voorsien, maar indien enige iemand regs uitdagings het, sal ek hulle maar altyd aanbeveel om seker te maak hulle sien 'n prokureur en maak seker dat hulle regte dan so afgedwing word. Baie dankie Hendrik, tot 'n volgende keer, hou jouself veilig. 'n Geseënde week vir jou Willem en 'n geseënde week vir ons luisteraars.